Onse Vader, die volgelinge het gekom om by die troon, aan die voet van die troon te sit. En Vader, my gebed vanoggend is dat nie een van ons verby sal gaan as gevolg van iets wat ons sal weerhou nie. Help ons om op te kyk en in U oë te sien die liefde en die genade en die volharding wat daar vir ons is. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou ja, goeiemôre, Magaliesig. Dis eintlik die preek wat ek vanoggend vir u moet gee. Dit eintlik begin, dit was 'n 6 reeks lesing wat ek by Mountain View en ander plekke gedoen het, en toe is ek gevra om by Saamtrek en PE dit te doen, te word 3 lesings, en nou is dit vandag 1 lesing, so dis eintlik deel van 'n groot reeks, so ek gaan verskoning vra as dit miskien so 'n bietjie deurmekaar is, want ek is nog goed by mekaar gelas om dit nou in 1 lesing te gee. Maar ek weet nie of daar iemand is wat laas toe ek hier gepreek het, kan onthou wat ek gepreek het nie. Ek miskien nie dit vra nie, want dan sit mense vergeet. Maar laas toe ek hier was, het ek hopelik baie sterk die punt gemaak, dat dit gaan, alles wat ons besig is mee, in term van ons godsdiens, gaan oor aanbidding. Dit gaan oor lojaliteit aan die een of die ander. That's it. Daar's nie 'n grys area tussenin nie. En as gevolg daarvan het ek nou die tema verder gewerk of bewerk. En my vers vanoggend kom uit baie bekende vers. As goeie Adventiste ken ons hierdie vers, né? Mooi uit ons koppe uit, want dis mos nou absoluut kern aan ons geloof is hierdie vers, nie waar nie? Openbaring 12 vers 17 wat sê, en die draak was vertorend op die vrou, en het weggegaan om oorlog te voer teen wie? Teen haar en haar nakomelinge, en wie is hulle? Die wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Christus behou. Nou, as goeie Adventiste, gebruik ons hierdie teksvers absoluut as kern tot ons geloof. Nie waar nie? Ek doen baie openbaringsseminare, en dis die openingsvers vir enige openbaringsseminar, want dit is deel van wie ons is in ons DNA. Nou ek glo, dat as dit dan die geval is, dat dit deel is van ons DNA, moet ons hierdie versie baie goed verstaan. Ons moet verstaan wie ons is, wat ons is, en waar ons is. Dis eintlik die tema van die 3 lesings. Wie is die oorblyfsel, waar is die oorblyfsel, en wat is die oorblyfsel? Tesame met hierdie versies gebruik ons Openbaring 14 vers 12 en 19 vers 10. Ons het vanoggend, toe ek instap vanoggend, toe die dame wat die les gedoen het, ek weet nie waar sy, toe sê ek, jy preek my preek, jy is besig om my preek te preek, want sy het dieselfde gebruik, so, maar dis hoe die Heilige Gees werk, nie waar nie. Openbaring 14 vers 12 sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. En dan Openbaring 19 vers 10, wat ons gebruik as die verduideliking van wat die getuienis van Jesus is. Wat sê men, die getuienis van Jesus is die gees van profesie. So ons gebruik hierdie teksversies as absolute, as hammers, om ons bestaan as 'n kerk te justify. Regverdig, dankie. Om dit te regverdig. So as dit dan die geval is, moet ons tog weet presies wat hier aangaan. Geliefdes, wanneer ons praat van die oorblyfsel, ons spot eintlik so 'n bietjie baie keer met die oorblyfsel binne die oorblyfsel. Toe ek nou in Port Elizabeth was, het ek die 3 lesings op 1 dag aangebied, en teen 6:00 die aand was mense al moeg gewees, hoor. En dit was die oorblyfsel binne die oorblyfsel wat agtergebly het. Maar dit is eintlik waar, want die oorblyfsel, wie is die oorblyfsel? En wat beteken dit om deel te wees van daai titel? En ons moet dit mooi verstaan, en ons, as jy dit as waarheid aanvaar, moet dit deel van jou kern, deel van jou DNA word, want die oorblyfsel is nie 'n kerk met 'n naam nie, dis nie 'n sosiale klub nie, dit is 'n leefstyl. So ek gaan vandag net 2 punte maak. Die gebooie en die getuienis. En wat is Satan se alternatief? Satan werk nou al vir duisende jare met, ons sê in Engels, the long game.
Hy speel die long game. Satan is nie reaktief nie. Hy is nie nou, wat ook nou doen om iemand te vang nie. Hy het dit al vir duisende jare het hy al uitgewerk. Kom ons gooi 'n bietjie ons gedagtes terug. Toe die jong manne van Jerusalem weggevoer is deur Nebukadneser Babylon toe, was daai doodsmars wat hulle moes mars na Babylon toe, daai mense wat op daai mars was tog die oorblyfsel. Nie waar nie? Een van die lesings wat ek doen is oor die vernietiging van Jerusalem. En die eerste vernietiging van Jerusalem was toe Nebukadneser Jerusalem vernietig het. En daai mense wat toe oorgebly het, was die oorblyfsel. Maar geliefdes, toe die musiek begin speel op die plein van Dura, hoeveel het gestaan? Net 3. Die oorblyfsel binne in die oorblyfsel. So ons gebruik hierdie karaktereienskappe van die oorblyfsel as aan die een kant die mense wat die gebooie, al die gebooie hou, en die mense wat die getuienis van Jesus het. Ons is nie die enigste kerk tussen hakies wat aanspraak maak daarop om 'n profeet te hê nie, hoor? So ons gaan 'n bietjie daaroor praat. So hierdie twee absolute kernkaraktereienskappe van ons as kerk moet ons tog verstaan in terme van wat aanbidding beteken en wat Satan se alternatief is. Nou ek vra dit altyd as ek met die jong mense praat, dat jy as Adventis, as jy glo dat jy in die graf lê wanneer jy doodgaan, die toestand van die dode. As jy dit glo, is dit vir jou 'n werklike praktiese deel van jou DNA geloof, of is dit net 'n doktrine wat jy geleer het in doopklas? En hierdie hoekom ek vra is, as jy al dan 'n geliefde verloor het aan die dood, en jy verstaan die regverdigheid van God, wat sê, almal rus, en kry hulle reward, hulle loon op dieselfde tyd, wat deel maak, wat iets sê van God se karakter. Dis die tipe God wat ons aanbid, wat sê, dis regverdig. Almal kry hulle loon op dieselfde tyd. Dan beteken dit tog iets vir jou. Dis iets wat vir jou, jy het 'n geliefde verloor aan die dood, en dis iets wat jy verstaan, waarmee jy, dis deel van jou DNA, is nie net 'n doktrine nie. So as jy glo aan die Sabbat, of jy glo aan die toestand van die dood, of jy glo, moet dit deel van jou leefstyl wees, jou DNA. Dit moet 'n praktiese ding, dit help nie om dit goed net te ken as teorie nie. Dit moet deel wees van wie ons is as gelowiges. So ek wil vanoggend vir julle een van die lesings gee van bewys dat hierdie beweging, okay, nou, dat ek nou net mooi vir julle sê van die begin af, okay, ek spreek nie dat net Adventiste die hemel toe gaan nie, hoor? Okay, dis my disclaimer. Maar as ons besef dat wie die oorblyfsel is en wat die oorblyfsel is, moet ons hierdie titel met blydskap aanvaar, want hierdie kerk, hierdie beweging is geroep om 'n doel te dien. Ons het werk om te doen. So kom ons bewys dat ons die oorblyfsel is. Die eerste punt is natuurlik die gebooie. So wat is die karaktereienskappe wat ons altyd voorstaan as die oorblyfsel? Okay, ek het 4 gesit hierso. Nommer 1, geroep om die gebooie en getuienis van Jesus Christus te behou. Ons gaan daaroor praat. Dus niemand het 'n probleem daarmee nie. Hierdie beweging is uitgeroep uit al die ander kerke, uit William Miller en al sy trawante, om te sê, kom ons vind weer die waarheid wat toegesmeer is. Ons verkondig die begin van die ondersoek en oordeel. Dis 'n unieke eienskap van die Adventiste kerk. Dat, kyk, om te preek dat daar 'n oordeel is nie 'n populêre boodskap nie. Okay, niemand wil hoor dat daar gaan 'n oordeel wees nie. Nou, ons wil nie mense in die kerk in preek met bang praat nie. Ons wil nou nie sê, hoor jy weet er kerk toe kom, anders gaan die weerlig gaan jou slaan nie. Maar die feit dat daar 'n oordeel is 'n werklikheid. Ons verkondig verlossing deur Jesus Christus. Ja, okay, baie ander kerke verkondig dit ook. Op watter vlak? Dis 'n ander saak, maar ons is die enigste kerk wat dit doen nie. En ons verkondig die wederkoms, nou almal verkondig dit. So wat maak ons dan anders?
Ons praat baie diep oor die Sabbat. En ons gaan so 'n bietjie daaroor praat nou, want die Sabbat, ons verstaan die Sabbat as die waarheid teenoor die alternatief van die merk van die dier. Okay? Ons verstaan dit as goeie, gevestigde adventiste. Maar ons verstaan ook dat die Sabbat is meer as net 'n alternatief vir die onwaarheid. Die Sabbat staan as 'n seël van God se mense. Met die vernietiging van Jerusalem het engel gegaan en die Sabbathouers, die oorblyfsel gemerk, sê, dit is my mense. En die Bybel staaf dit. Die getuienis van Jesus, waar ons vanoggend ook ernstig gaan oor praat, Ellen White, die verkondiging van die begin van die ondersoekende oordeel, ons verstaan die 2300 jaar profesie, wat in 1844 geëindig het, en ons verstaan dat Jesus het dan oorgegaan in die allerheiligste in, om die ondersoekende oordeel te begin. En ons het daai, as mooi goeie adventiste, het julle nou al daai studies gedoen, né? Hoop so. Die verlossing deur Jesus Christus, wat in 1888 het ons 'n groot herlewing ervind, ek wil nie sê 'n omswaai nie, maar 'n herlewing bevind by die kampvergadering daar, en natuurlik die wederkoms. So kom ons begin. Hoekom die Sabbat? Ek as kind, vir julle wat nou, ek is nou nie meer so jonk nie, my hare verloor, maar toe ons as kinders groot geword het in die 80er jare, vir julle wat nou al as Adventiste groot geword het, sal onthou dat veral in die Afrikaanse gemeenskap het die Adventiste kerk deur 'n baie wettiese periode gegaan. Vir my as kind was die Sabbat oor reëls, né? Wat jy mag en nie mag doen nie. Weet, mag jy jou fiets ry nie. Jy mag nie swem nie. As dit baie warm is, het my pa kyk gesê, okay, jy weet, jy kan gaan sit net daar op die trappe van die swembad, maar jy mag nie geniet nie. Dit was oor reëls gewees. Die Sabbat was wat jy mag en nie mag gedoen het nie. Gelukkig is ons nou 'n bietjie meer verlig, nie in terme van standaard nie, maar ons verstaan nou dat die Sabbat erken en hou, is oor 'n verhouding met God en jou medemens, né? Die kruis. So, daai familie samesyn om die Sabbat middagete tafel, is deel van Sabbat hou, want partykeer sien ons kinders die hele week, sien ons hulle net op Sabbat, en daai samesyn, maar dan ook, kan ons nie net die Sabbat slaap hier, wel, dis nog samesyn met my bed nie, né? Ons moet ook bietjie met ons medemens ook, maar om Sabbat te hou in werklikheid, soos dit bedoel is, beteken ons het 'n verhouding met die skepper van die Sabbat. Ons weet dat die Sabbat is 'n seël, wat God se mense gaan, waarmee hy sy mense gaan uitken. Die Sabbat was nog altyd en is vir ewig, is nog nooit verander nie. Want die oorblyfsel in Handelinge en gedurende die middeleeue het nog altyd die Sabbat gehou. Ons het rekords van oorblyfsels reg deur die vervolging in die donker eeue wat nog altyd die Sabbat gehou het. Jesegiel 20 vers 12 sê, en ek het vir hulle my Sabbatte gegee as dae van rus, as 'n teken van die verhouding tussen my en hulle. Vir die van ons wat in die werkomstandighede, Johannesburgse werkomstandighede, weet, malligheid, ek meen dis jaag en is stres en besig. Hoe hou die mense wat nie Sabbat hou nie, hoe oorleef hulle? Ek verstaan dit nie, want ons werk almal teen dieselfde tempo, maar Vrydag aand kan ons goed op een sit, op sy sit, en ons kan rus en asemhaal. Hoe kan die wêreld dit nie doen nie? Dis vir ons, gaan ons verstand te bode. Hier is 'n interessante ding, is nie regtig deel van die preek, is net 'n interessante ding wat ek gevind het, wat net vir my, dis soos my brein werk. Sabbathouers in Amerika leef on average gemiddeld 11 jaar langer as gewone mense in Amerika, né? Dis 'n feit, dis statistieke bewys dit. Maar kyk wat gebeur hierso. Die gemiddelde, die leeftydperk verwagting in Amerika is 77 jaar. As jy die Sabbat gehou het vir 77 jaar is 28.105 dae. As jy die Sabbat gehou het in daai gemiddelde 28.105 jaar, is dit 4.015 Sabbatdae wat jy sou gehou het in daai 77 jaar. 4.015 jaar is 11 jaar. Dis interessant, is dit nie?
ons leef langer as ons die Sabbat hou. Wat is Satan se teenvoeter dan? As die waarheid dan so ernstig en so sterk is, wat is Satan se teenvoeter? Wel, hy gaan met 'n hele paar taktieke wat hy al vir duisende jare verfyn, en ek gaan dit vir julle wys nou. Misleiding. Satan word dikwels uitgebeeld as 'n meester van leuns en bedrog, wat leuns gebruik om mense van die waarheid af te daal. Hy word die vader van leuns genoem. Versoeking. Hy versoek dikwels individue met beloftes van mag, rykdom of plesier. Nou, ek praat altyd met die jong mense oor aanbidding, né? En dis vir ons snaaks, die buig jou hoof in aanbidding is nie iets wat in ons kultuur so goed is. Ons buig ons hoofde in respek, nie soseer in aanbidding nie. Maar dit is my altyd snaaks dat die kinders buig hulle hoofde, weet, en ons almal doen dit, tussen hakies. Maar die versoeking van plesier, wat in die onderwys is, ons werk met kinders waar daai dopamien verslawing is so sterk, dit is ondraaglik vir daai kind om van sy foon geskei te word. Beskuldiging. Satan word soms as 'n aanklaer uitgebeeld dat mense se foute en sondes beklemtoon om hulle onwaardig of hopeloos te laat voel. Voel jy hopeloos? Voel jy onwaardig partykeer? As jy gesondig het, is die aanklaer daar om vir jou te sê, jou gebed word nie aanvaar nie, want jy's 'n sondaar. Jy het nou gevra vir vergifnis, maar jy's nie regtig vergewe nie. Jy moet weer vra, of jy moet meer ernstig vra. Verdeeldheid, en dis in die derde lesing maak ek die punt dat ek glo persoonlik dat die grootste aanslag op die 70ste kerk in vandag se lewe is verdeeldheid onder ons mense. Die grootste probleem met die vernietiging van Jerusalem was nie die Romeine of die Babyloniërs wat buitekant die mure gestaan het met swaarde en goed nie, dit was nie die probleem gewees nie. Die probleem was die Fariseërs en die Sadduseërs en die verdeeldheid onder die volk. Dis wat die oorblyfsel verdelg het. En ek glo dat die grootste aanslag op ons kerk vandag, ek preek by baie kerke en ek praat met die predikante en die ouderlinge, verdeeldheid onder die kerk. En afleiding, hy kan afleidings gebruik om mense daarvan te weerhou om op hulle geestelike groei of belangrike lewensdoelwitte te fokus. Satan is al vir duisende jare besig hiermee. Nou, kom ons kyk. Ons praat van basies 3 hoof-monoteïstiese gelowe. Monoteïs is een God, okay? Nie soos die heidene met vele gode nie. In 1800 voor Christus het Judaïsme, Abraham se geloof ingekom. Ek bietjie ongemaklik om dit Judaïsme te noem, maar dit was nie regtig Judaïsme gewees daai stadium, dit was eintlik maar Christendom. Maar dan kom Jesus en sy volgelinge in 33 na Christus in Christendom en natuurlik in 570 Mohammed met sy Islam. So hierdie 3 hoofstrome van geloof wat as jy in een God wil glo, is dit jou opsies, né? Kyk wat sê die Koran. Dit is my baie interessant. Die Koran sê in Surah 5:66 sê, O people of the scripture, hy praat nou met ons. O people of the scripture, you are standing on nothing until you uphold the law of the Torah, the gospel, and what has been revealed to you from your Lord. Die ander geloof sê, as julle nie op die feit, as julle nie op julle skrif staan nie, staan julle op niks. Hoekom is Islam besig om die grootste, vinnigste groeiende monoteïstiese geloof te word? So wat het gebeur dan met Jesus kom en hy vestig, hy vervul Christendom. Nie Christendom, Christianity. Hy het nie regtig begin nie, was natuurlik klaar in die begin. Maar Jesus kom en ons sê die apostoliese kerk het dan die boodskap versprei teen 'n tempo wat skrikwekkend was, want mense hulle was uitgehonger gewees vir waarheid. En Paulus en die disippels versprei hierdie boodskap en dit versprei soos 'n veldbrand deur die bekende wêreld. En wat doen Satan?
om dit te staan. In 10 jaar, van 635 na 640, min of meer, vernietig hy die 3 grootste stede van die ryk wat die apostoliese kerk opgebou het. Hierdie magdom vernietig hy. 635 Jerusalem, 638 Alexandrië, 641 Alexandrië en Damaskus. Vernietig hy. Hy veg so sterk terug teen hierdie verspreiding van die waarheid, dat hy begin wen. En die volgelinge van Christus word minder en minder. So kom ons fokus dan net op Christendom. In 313, het vanoggend gehoor, 313 sê Konstantinopel, dis 300 jaar voor die vernietiging van Damaskus, sê hy, ek verloor my volgelinge, my koninkryk word in die helfte gedeel, want die apostoliese kerk doen so goed om die waarheid te verkondig, dat die amptelike geloof van my rykdom, wat die heidense geloof is, gode aanbid en goed is, word so verdun nou, dat my koninkryk verdeel word. So kom ons sê vir die mense dat ek word 'n Christen, en ons het geweet, dis eintlik nie waar nie, maar tot en met 313 na Christus was die Christene vervolg in 100 na Christus met die Diocletian persecution. Christene is vir die leeu's gegooi en verskriklike goed aan hulle gedoen, en dit was wettig gewees, want die Christense geloof was teen die staatsgeloof. Maar in 313 sê Konstantinopel, wag, okay, ek is nou 'n Christen. So hoe kan ons almal gelukkig hou? Hoe kan ons die heidene en die Christene gelukkig hou? Kom ons maak hulle een. En nou word vervolging wettig in die naam van God. Nou word heidense Rome, pagan Rome becomes papal Rome. Die roomsheid, né? Afrikaanse woord daarvoor. So hy verander sy taktiek, en kyk wat gebeur. Nou hierdie is eintlik my vak, so ek raak baie opgewonde as ek hierdie kan deel, want hierdie is nou eintlik my vak. Maar Konstantinopel en sy volgelinge vat die heidense geloof, waar hulle 'n heidense tempel, 'n Romanesk tempel, wat 'n afgode tempel was, en hulle noem hom 'n kathedraal. Hy word net 'n kathedraal, en die tegnologie van daai kathedraal word so, dat hulle groter en groter en meer impressief, indrukwekkend, dankie. Ek het in daai kathedraal ingestap, en jy staan so, like, want dit is so indrukwekkend. Jy wil eintlik net, wegkruip in 'n hoekie, want hierdie magtige krag wat hierdie ding gebou het, jy kan hulle nie aanvat nie. En dis presies wat die kerkbou gehad het. Dinge soos die pointed arch, the flying butters, ribwalls, hierdie goed het beteken dat hierdie kathedrale so indrukwekkend, so groot kon geword het, dat die gewone man, wat nie kon lees of skryf nie, moes aanvaar wat in daai kathedraal gepreek word. Hy het nie 'n keuse gehad nie. In eerste plek het hy ingestap daar, en hy was so beïndruk en so bang om enigiets negatief te sê, want jy kon in die krypt ingegooi word as jy iets negatief sê. Maar die storie wat daar verkondig, die Bybel wat daar was, is in die vensters verkondig, en dit het jy aanvaar as waarheid, want jy kon nie lees of skryf nie. Jy kon ook nie Latyns verstaan nie. En die Katolieke Kerk bemark godsdiens deur hulle kuns, want hulle is die enigste, hulle is die grootste finansierder van kuns, so hulle betaal vir al die groot kunstenaars om werke te doen, baie indrukwekkende werke. Hierdie Da Vinci se Last Supper het ek en my vrou gaan kyk in Milan, en dis 'n massiewe groot, jy kan nie verstaan hoe groot is daai skildery nie, maar jy staan daar en jou mond hang oop, en dit is so indrukwekkend. En jy dink, wel, die kerk wat vir hiervoor betaal het, moet tog die regte kerk wees. Kyk hoe druk hulle ons skepper uit. En in hoog renessans kry ons hierdie romantiese idee van godsdiens. Al die godsdienstige temas word
amper as romanties uitgebeeld, dis mooi mense, en mooi gelaatstrekke. Maar wat gebeur in die 1500s? Die hervorming begin, en weer eens word veg die waarheid terug. Jesus sê, ek gaan nie toelaat dat julle wen nie. En hy veg terug, en weer eens word die katholieke ryk, wat die hele ryk is, want katholiek, kerk en regering, dieselfde ding, word verdeeld onder protestante. En die katholieke kerk raak desperaat, want die hervorming wat in 1517 begin het, beteken dat mense het nou 'n alternatief. Hulle kan nou verstaan, maar wag so 'n bietjie. Miskien is die goed wat vir ons gesê word nie heeltemal waar nie. En die Raad van Trent, baie tragies. Want die katholieke kerk, die protestante beweer dat die katholieke kerk die woord vervals het, met ander woorde die Sabbat teenoor die Sondag. En daar was van die katholieke raadslede wat gesê het, dit is, wat julle sê is waar. Ons het die Sondag, die Sabbat verander na Sondag toe, en dit is nie Bybels nie. En hulle was besig om die Raad van Trent te verloor. Die katholieke was besig om die Raad van Trent te verloor. En wat gebeur? Een oggend staan daar 'n priester op, ek is sy naam vergeet nou. En hy sê, ek weet ook hierdie protestante in hulle plek kan sit. En hy kom terug van hulle sê, hoorie, wat 'n dag aanbid julle? Hulle sê, ons bid die Sondag. Sê, wel dan aanbid julle die dag wat ons gedoen het. So as gevolg van ons tradisie, is julle nie, volg julle die waarheid in any case nie. So die protestante verloor die Raad van Trent, omdat hulle die Sondag aanbid het. Maar die hervorming gaan nog steeds aan, en die katholieke kerk raak desperaat, en hulle begin 'n bemarkingsveldtog, ons noem dit in die kunswêreld die barokbeweging, waar hulle hierdie romantiese uitbeelding van Christelike temas, maak hulle nou so eksplisiet, dat hulle, weet, dis nou, daai Herodes se soldaat se swaard, hulle wys hoe hy die babatjie doodsteek, dit word donker en so dramaties, hulle probeer mense terugskok in die kerk in, met hulle kuns. Rembrandt se bekende Descent from the Cross, word ons skepper daar uitgebeeld. Rembrandt was die meester van lig gewees, jy kan sien die donker en die lig, en die lig wat op die lijk, hierdie doodsbleek lijk van Christus, waar hy van die kruis afgehaal word. Wat bedoel was om mense te skok, om terug te kom na die kerk toe. Daniël 7:25 sê, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogstes mishandel. En hy sal probeer om tye en wette te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende tyd, en tye en die helfte van die tyd. Dit is presies wat gebeur het, hoe Satan mense se geloof probeer ondermyn het. Hier is net die tydperke van hoe die vals leerstellings ingekom het. Dis nie alles net skielik gewees nie, met tye. Die Sondag met die Council of Laodicea in 321, en kan ons sien al die tye, die relic worship, die rosary, die mass, indulgences, die Mary worship, tradition above scripture by die Council of Trent in 1536. Hierdie sonaanbidding wat die Babyloniese geloof was. Dis dieselfde wat met Daniël en sy maats gebeur het in Babylonie. Die geloof wat hulle daar moes aanvaar, was hierdie geloof. Dis sonaanbidding. Dis nog dieselfde geloof. Die Katolieke kerk het net hierdie selfde simbole geneem en dit in die kerk ingesit. Heidense simbole, dis presies dieselfde geloof. Al die temas, al die kenmerke, al die simbole is presies dieselfde. Die what's a pine cone? Dennebol, die vismiter, die sonsambreel, die sunburst, dis alles direk uit die Babyloniese geloof is. Pagan Rome het net Papal Rome geword, dieselfde geloof. Laas maandag het die paus gesterf, en ons sit nou almal in wag vir die volgende paus, om te hoor of dit nou 'n konservatiewe of 'n liberale paus gaan wees, want ek dink dit gaan vir ons 'n interessante aanduiding gee van waar die toekoms gaan heen gaan. Maar, hier is die paus se troon, en een van daai pilare van die paus se troon, dink is die linker voorene,
is 'n pilaar wat herdenk die vroulike paus. Nou party mense sê dis 'n mite, maar die standbeeld daaronder wat deur Bernini, baie bekende beeldhouer, wys die geboorte van die son. Dit is al daai uitbeeldings is die geboorte, the birth of the sun. Sonaanbidding soos ons hom verstaan. Nou kyk wat vind ek in bladsy 37 van die Catholic historian Theodore Maynard se boek. Hy sê, in the story of American Catholicism, sê hy, it has often been charged that Catholicism is overlaid with many pagan incrustations. Catholicism, it must be added, is ready to accept the accusation and even to make it her boast. Hulle is nie skaam om te erken dat dit heidense simbole is nie. Inteendeel, hulle sê, ons het die Sondag verander. Dis as gevolg van ons autoriteit dat ons die Sabbat verander het. Ons erken dat daar heidense simbole is. Dis deel van ons DNA. Een geskiedkundige het gesê, dit is baptized paganism. So waar pas ons dan in? As ons dan die Sabbat, die ware Sabbat aanvaar, as 'n seël van God, maar ons verwerp ook hierdie heidense afgoderry, wat die sonaanbidding, wat Satan, okay? Dis Sataanaanbidding, is nie net onskuldige sonaanbidding nie, dit is Sataanaanbidding, daar is net twee opsies, daar is nie 'n grys gedeelte in nie. Aanvaar ons dan dat ons ware aanbidding, die skepper van die heelal, as ons God aanvaar. Ons het gesê, die twee eienskappe is gebooie en oorblyfsel. So kom ons praat dan bietjie oor die getuienis. Wat is huidige waarheid? In Engels praat ons van present truth. As jy Ellen White lees, hoor ons baie hierdie term present truth. Huidige waarheid, dis die beste Afrikaanse vertolking wat ek kan kry. So wat is huidige waarheid? Waarvan praat ons as ons praat van huidige waarheid? Die skrif sê vir ons, huidige waarheid is die beginsel dat sekere Bybelse waarhede op spesifieke tye in die geskiedenis relevant is vir God se mense. Met ander woorde, toe William Miller, wat intussen hakies nie die enigste ou persoon is wat daai waarhede ontdek het nie, was ander mense ook gewees, maar toe William Miller die Daniël profeseë begin lees en verstaan het in die 19de eeu, voorheen was dit nie verstaan nie, maar op daai punt het dit gekom waar hy wag, nou verstaan ons. Ons weet hy het 'n foutjie gemaak, maar die punt is hy het dinge verstaan wat vorige mense nie verstaan. Met ander woorde, hy het huidige waarheid uit die profesie verstaan. So dis 'n beginsel. Nou hier's 'n beginsel wat die Bybel vir ons telke male herhaal. Ek dink ek gaan dit vir julle 4 keer wys nou. In terme van die gees van profesie, die Bybel gee vir ons 'n tydprofesie. Dit sê, hier gaan iets gebeur, 70 jaar, 400 jaar, 2300 jaar, hier's 'n tydprofesie. Dan 'n profeet, dit is 'n profeet wat opstaan en die profesie gee. Dis tog wat 'n profeet doen, nie waar nie? So 'n profeet staan op en hy sê, hier is 'n tydprofesie. Dan gaan daai tydprofesie, wanneer daai tydprofesie tot vervulling kom, staan 'n tweede profeet op en daai tweede profeet verduidelik daai profesie of verkondig daai profesie as huidige waarheid. En as gevolg van sy preek of gevolg van sy verkondiging van daai profesie, kom daar 'n oorblyfsel uit. As gevolg daarvan kom daar mense wat sê, ek aanvaar die profesie. Dan kom ek bewys dit vir julle. Wie was die eerste profeet in die Bybel? Dit was Henog. Judas 14 sê vir ons, Judas, is dit Judas? Jude 14 sê vir ons dat Henog, die eerste profeet, het gekom en hy het 'n profesie neergelê wat gesê het, daar gaan iets gebeur. En Methuselah, sy seun, kleinseun, het vir 969 jaar gelewe. En aan die einde van daai profesie staan Noag op en wat preek Noag? Hy preek 'n huidige waarheid. Hy sê, mense, bekeer julleself, 'n vloed gaan kom, julle gaan verwoes word, kom uit haar uit, my mense. Come out of my people. Hy preek 'n huidige waarheid. En hoeveel mense aanvaar sy preek? 8.
Net 8. 'n baie klein groep. Hoe lank het hy gepreek? 120 jaar. Jo, ek preek net vir 'n uur. Heilige waarheid, en as gevolg van sy preek, kom daar 'n oorblyfsel uit. Wat het Abraham gesê? In Genesis 15 vers 13 gee Abraham vir ons 'n tydprofesie van 400 jaar. En aan die einde van daai 400 jaar, kom Moses, en wat doen Moses? Moses sê, ons moet uit Egipte uit. Ons moet gaan na die beloofde land toe. Kom uit haar uit, my mense. Hy preek die heilige waarheid, en wie volg hom? Is dit 'n oorblyfsel wat hom gevolg het? Absoluut. En intussen hakies was dit net Israeliete wat uit Egipte uitgetrek het? Nee, daar was Egiptenare by, nie Adventiste, wat saamgegaan het. Maar geliefdes, toe die spioene in die beloofde land ingekom het, hoeveel van daai spioene was die oorblyfsel? 2. Die oorblyfsel binne in die oorblyfsel. Maar Moses preek 'n heilige waarheid. Hy was as 'n profeet neergelê 400 jaar voor dit. Hy preek 'n heilige waarheid en hier kom 'n oorblyfsel. Wat van Jeremia? Jeremia 25 vers 11 gee vir ons 'n 70 jaar profesie. En aan die einde van daai profesie, wie staan op? Hier staan Daniël in Daniël 9 en hy seker die bekendste profeet van die Ou Testament. En Daniël is 'n interessante karakter want hy staan as profeet nommer 2, maar in die volgende een staan hy as profeet nommer 1. Maar hy preek 'n heilige waarheid. En weer eens, geliefdes, toe daai musiek begin speel. En ek wonder altyd, Gees van Profesie vertel vir ons baie interessante ekstra lig daarso, maar Daniël was nie teenwoordig gewees nie, hy was in 'n ander provinsie gewees. Maar sy 3 vriende, toe daai musiek begin speel, en ek probeer myself indink, hierdie massa mense, wat grootendeels die oorblyfsel is. Dis die jong mense van Jerusalem af wat daar staan. Dit is die kerk. En toe die musiek begin speel, toe staan hoeveel? 3 van hulle. 3 van hulle wat gesê het, hier staan ek. Maak nie saak wat gaan nou gebeur nie. Hulle het geweet wat gaan gebeur. Hulle het geweet het gaan nie oond gegooi word. Maar gesê, ek sal staan. Maak nie saak wat met my sal gebeur nie. 'n Oorblyfsel binne in die oorblyfsel. Daniël preek dan ook die 490 jaar profesie, wat ons so goed ken, in 457 voor Christus. En presies 490 jaar daarna, is ons verlosser op hierdie aarde. En wat preek hy? Hy preek 'n heilige waarheid. Hy sê, volg my. Wees my volgelinge. Aanvaar wat ek vir julle sê. Ek kan nooit help om hierdie storie te herhaal nie, want dis vir my as julle Desire of Ages, wat's Desire of Ages in Afrikaans? Koninkryk van die Eeue. As julle Koninkryk van die Eeue lees, hoofstuk 77 en 78, die storie van die kruisiging, hoe Jesus geslaan is en gemartel is en heen en weer gestuur is en so. En teen die tyd dat hy die kruis moes draai, was hy al so swak gewees van skok en bloedverlies en hy kon nie meer die kruis dra nie. Maar hulle vat hom na die Golgotha toe, hulle sit hom op die kruis en hy veg die grootste, mees belangrikste geveg in die geskiedenis van hierdie planeet. Soveel so dat sy Vader hom toemaak in donkerte. Maar hy kom uit daai geveg uit, die grootste geveg wat hierdie aarde nog gesien het. Donderweer en bliksemstrale, aardbewings. En hy kyk op deur sy bloedbelope oë. En hy vra vir Johannes om na sy ma te kyk. Met alles wat gebeur het hy nog daai menslikheid om vir Johannes sê, asseblief, kyk na my ma. Die 100% God teenoor die 100% mens.
En hoeveel mense volg hom? 'n Man kyk op na daai kruis en hy sê waarlik, hy was die seun van God. 'n Oorblyfsel kom uit sy preek uit. Daniël staan dan ook as die eerste profeet in die 2300 jaar profesie. Hy sê daar's 'n 2300 jaar profesie, dis wat gaan gebeur, daar gaan 'n ondersoekende oordeel gebeur, en wie staan op aan die einde van daai profesie? In 1844 vra die Here eerstens vir 'n jong man wat dit toe nee sê daarvoor, en tweedens toe vir 'n jong meisie om te sê, preek vir my 'n heilige waarheid. Preek vir my dat die ondersoekende oordeel begin het, dat iets gaan gebeur binnekort, dat julle jouself moet regmaak, dat hierdie beweging as 'n kerk moet opstaan en vir die wêreld vertel dat ons is aan die einde van die tyd. En wat gebeur as gevolg van hierdie profeet se preek? 'n Oorblyfsel staan op. En hierdie kerk, aan die begin wou hulle nie 'n naam gee vir die kerk nie, want hulle het klaar uit ander kerk uitgekom, hulle wou nie 'n naam, maar as gevolg van administrasie so word die 7de dag Adventiste kerk gebore. Met die spesifieke doel om vir die wêreld te sê, julle is aan die einde van die tyd. Geliefdes, ons kan nie, ek wil nie sê ons moet trots wees dat ons die oorblyfsel is nie, want dit klink 'n bietjie dodgy. Maar as ons God se waarheid aanvaar, as ons wil wees die oorblyfsel binne in die oorblyfsel, en nie net bankverwarmers nie, dan is hierdie ons boodskap. Dit is die boodskap wat vir ons beskore is om die wêreld te vertel dat Jesus gaan terugkom. En wat gaan gebeur as ons dit nie doen nie? Kan ons net bankverwarmers wees? Absoluut. Absoluut. As ons dan weet van 'n fees wat gratis en verniet is, hoe synig is dit om alleen te wil gaan? Is dit tog nie logies om dan iemand te nooi wat dis gratis? Geliefdes, hierdie kerk is nie net 'n naam nie. Hierdie kerk is 'n beweging en is 'n leefstyl. En daar is nie 'n ander beweging op God se aarde vandag wat hierdie aanslag kan maak nie. Ek's jammer. Ek werk nie vir die konferensie nie. En as jy dit nie glo nie, is daar 'n probleem. Hoe het Satan God se oorblyfsel aangeval? Ek bly daarby staan, sy grootste aanval is verdeeldheid onder die mense. Daniël 12 vers 4 sê, maar jy Daniël het hierdie woorde geheim hou en die boek verseël tot aan die einde van die tyd. Baie sal hiernatoe en daarnatoe gaan om meer te wete te kom. Weet ons meer van hierdie boek vandag? Absoluut. Dit tog beteken ons is aan die einde van die tyd. Daar's geen na 1844 beslis. En as ons kyk na wat gebeur in die wêreld op die oomblik, hierdie drastiese veranderinge wat gebeur rondom ons sonder te veel weerstand. Ek meen, weet, dinge gebeur nou maar, is maar hoe die lewe is, né? So as die volgende drastiese verandering gebeur en daar kom 'n Sondagwet in, is ons gereed daarvoor. Die karaktereienskappe van God se oorblyfsel kerk is nie in die naam 70 Adventist nie. Dis in die waarheid. Romeine 9 vers 27 sê, en Jesaja roep oor Israel uit, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see,
net die oorblyfsel sal gered word. Nou, ek sê nou weer, staan nie daar, net Adventiste sal gered word nie, dis nou wat die Bybel sê nie. Maar die Bybel sê, net die oorblyfsel, net daai mense wat God se waarheid sal aanvaar en dit deel van hulle DNA sal maak, wat dit deel van hulle leefstyl sal maak, wat die Sabbat sal hou uit blydskap, nie uit wet nie, wat sy medemens sal lief hê soos homself. Hy taxibestuurder ook. Net die wat God se waarheid sal deel maak van hulle kern, deel maak van hulle DNA, deel maak van hulle opvoed van hulle kinders, sal gered word. Geliefdes, ons leef aan die einde van die tyd. Daar is nie meer tyd vir sulke praatjies in. Dis tyd vir ons om absoluut kernernstig te raak oor wie ons is en wat ons doel op aarde is. Ek hoor die jong mense gaan uit om pamfletjies te verstrooi. Ons moet tog oor ons, we gotta get over ourselves, om bang te wees om met iemand te praat oor wie God is en wat die waarheid is. Want hierdie beweging is geroep om dit te doen. As jy dit nie kan of wil doen nie, amper wil ek sê, as jy nie Adventist nie, maar ek weet ons is almal op verskillende vlakke, okay? Moet nou nie verkeerd verstaan nie, ons almal groei, en ons is op pad na die allerheiligste toe. Maar ons moet verstaan wie ons is, as 'n kerk, as 'n beweging, en ons moet bly wees en dankbaar wees dat die waarheid aan ons openbaar is. Dis 'n God van genade wat dit vir ons gegee het. En dis my gebed vir ieder en elkeen vandag. Amen. Hemelse Vader, partykeer is ons gewoonte Christene, is gewoonte Adventiste. En partykeer moet ons bietjie geskit word, Vader, maar my gebed is dat ons nie losgeskit sal word nie. Dat ons sal staan, maak nie saak wat in ons rigting kom nie, dat ons sal staan soos Daniël se 3 vriende. Dat ons die oorblyfsel binne in die oorblyfsel sal wees, dat ons sal verkondig wat gebeur het en wat gaan gebeur, en dat ons soos ons hier staan vandag, ons tesame kan staan op daai dag, wanneer hy op die wolke kom. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.